As julle wou gewonder het, hier is my vrou wat saam met my doop vanaand. So toe ek gebid het, toe sien ek net jou in 'n wit rok, waar jy soos wit boeke uitdeel vir soos kinders en jong mense. En ek beleef dat mense Jesus gaan leer ken deur jou dade. Hulle gaan hom sien deur jou liefde en kindness en vreugde, en ek dink dit is 'n baie aansteeklike ding. So Evangeline, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kaylin, so die woord wat ek vir jou gekry het is, jy weet soos daai massive klappers, fireworks, dit maak sy, dan raak dit so stil, maar wat daarna kom is hierdie 'n massive kleurvolle explosion, en ek sien hoe jou lewe so gaan wees, jy gaan 'n geraas begin maak, en mense gaan dop, hulle gaan soos hoorie, wat doen hierdie girl, wat gebeur, en dan gaan er so een oomblik kom waar dit stil gaan wees, en die volgende oomblik gaan daar hierdie massive explosion wees, en jou menswees gaan kleur afgee, dit gaan 'n mooi aroma afgee, mense gaan jou kyk en dink, what, check die girl, en dit gaan alles vir God se koninkryk wees, mense gaan God in jou lewe sien, nog voor jy besef hulle sien dit in jou lewe, alright. Ek het beleef jy is soos 'n geel blom ryk, en daar's soos 'n by op die blom, en die by klim op jou, en gewoonlik 'n mens se reaksie is om 'n by af te klap, of uit te freak, sal ek wees. Maar ek ervaar hoe die by op jou klim, en jy sit soos rustig, en die by is net rustig. En saam met dit beleef ek kindness wat aansteeklik gaan wees, en liefde in oorvloed wat ander mense se lewens gaan aanraak. So Kaylin, ons gaan nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Lashay, my vrou gaan uit vir jou woord, en dan gaan ek vir jou woord gee. Dit was eintlik my baie mooi prentjie, want dus eers het ek wolke gesien, en toe sien ek Jesus, en toe sien ek jou en Jesus wat saam op die wolke speel, en net soos lawe, soos kinders, soos trampolines. En ek het ook ervaar dat die Here sê soos, well done my kind, ek is trots op jou. Jou glimlag is aansteeklik, en dit gaan laat mense wat af is vreugde vind, en dat hulle soos al voel elke keer wat hulle jou sien. En saam met dit het ek net, soos Jesus wil saam jou kuier, hy wil saam jou speel, hy wil saam jou lag, hy wil alles saam jou doen. So Lashay, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoorie, Lashay, kom gou hierso. Lashay. Ons het vergeet, wat ons vir hulle gee is so, laat ek dit daar in die kamera kom, ons gee vir hulle so 'n botteltjie water. Dit is net normale water, en dit is net 'n remembrance van die dag wat hulle gedoop is, wat hulle iewers kan sit. So, gaan vir jou gee gou vir die wat klaar gedoop is. Hazai. Tanisha, hoe gaan dit met jou? Tanisha, ek het vir jou ervaar dat jy is soos, ek weet nie, het julle al daai defogging goed gesien, as jy hom so oopmaak, dan hy so die hele kamer vol. En ek sien hoe jou persoonlikheid vir God so is. Jy is so lief vir hom, wanneer jy in 'n vertrek instap, dan spuit jy daai hele vertrek vol met God se liefde. En almal is dit soos, hierdie girl is net next level. En mense is net soos, ons wil hê wat sy het. Want God se liefde vloei so deur jou lewe. Maar God wil nou hê, nou moet jy uit daai kamer uitgaan. Nou moet jy groter geboue gaan sprei met sy liefde. En nog groter gaan met die liefde wat hy binne jou hart gesit het.
Ek het dus 'n vrou gesien wat so deur die gras loop en haar handjies is lank gras en haar hande gaan so deur die gras. En ek het ook saam met beleef lang hare. En 'n blomme kroon. En saam met dit het ek regtig beleef wat Vader sê vryheid, reinheid, wat beteken skoonheid en gekroon in beide soos jy is sy dogter. Ek hoef nooit te twyfel daarin nie. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. John, ek sien in jou lewe was al tye gewees wat donker was. Sulke donker kolle. Maar God kom en hy sit sulke wit kolle neer. Wit kolle van lig. En hy sê vanaand vir jou dat die keuse lê by jou watter kolle jy gaan op begin staan. Jy kan op die donker kolle staan of jy kan op die ligte kolle staan. Maar vanaand wanneer ons jou doop, kies die wit kolle. Kies daai kolle van lig. Want weet jy wat gaan gebeur? Hoe meer jy in daai wit kolle staan, hoe meer gaan daai swart kolle uitdruk. En jy gaan begin lewe en wanneer jy weer opkyk en voor jou kyk, sien jy nie eers meer swart om jou nie. Jy sien net die reinheid en die skoonheid wat God in jou lewe geplaas het. So fokus op daai wit kolle. Fokus op God. Fokus op sy liefde. Hou vas aan sy liefde vir jou. Jy is sy kind, hy is baie lief vir jou. Hy het jou nog nooit verlaat nie. Hy gaan nie nooit verlaat nie. Hy stap elke tree saam met jou. So maak dit vas vanaand in jou lewe. Alright. So ons gaan in jou doop. Okay, sê dit nog iets. Ek beleef net regtig soos 'n soldaat, soos silver, full armor of God. En ek beleef regtig soos dat die Here sê, soos trust me. En ek sal jou op regte pad wys en trek altyd die armor of God aan. So ek en jou boetie gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Lekker Vishay, my vrou gaan vir jou gehoord, jy hoor. Net 'n lang een vir jou. Okay, so eers wat ek beleef het is dat jy soos deur sneeu loop, maar dis rustig, jy's warm aangetrek en toe kom daar 'n storm en ek beleef in die storm hoe raak jy angstig en bang en onseker oor wat om te doen en ek sien hoe Vader so sy hand uitsteek en vir jou gee en sê hoorie, vat my hand, ek is hier saam met jou en ek sien hoe Vader saam met jou stap en deur hierdie storm gaan en dat jy daar uitkom. En saam met dit het ek ook daar's 'n gesegde wat hulle sê, don't tell God how big the storm is, but tell the storm how big God is. En saam met dit het ek ook, he will never let you go. God gaan jou nooit laat gaan nie, al voel dit so, al is ons soos klein goedjies of groot goedjies. Onthou dat hy altyd sy hand uitsteek na jou en saam jou die pad wil stap. So Vishay, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis ook die ding aangeef. Sorry, ek praat vinger. Ek sal. Sumeri, is jy reg met Sumeri? Ek is Sumeri, voor my vrou vir woord gee. Ek het met jou ervaar en ek ervaar soos 'n daai weet daai sweeties. As jy hom kou, jy kyk, hy sit vas oral. En ek ervaar hoe jou lewe so is dat maak nie saak hoe taai 'n situasie is nie, dat jy klou vas aan God. Deur daai moeilike tye, dit voel of jy wil net aanhou kou en kou, maar jy hou so vas aan God en jy ervaar sy liefde. En God sê vanaand vir jou, hou vas aan dit. Klou aan my vas soos daai sweet in jou tande vasklou. Moenie laat gaan nie, want God het planne vir jou lewe.
Hy wil dinge doen, hy wil in sy koninkryk jou gebruik om vir ander mense te wys hoe om hy taai toffie te wees, hoe om vas te hou wanneer ander mense deur moeilike tye gaan jy die voorbeeld vir hulle wees hoe om dit te doen. Toe ek soos jou naam sien, dis die eerste ding wat ek dink soos 'n samurai en toe moes ek eers van uitfigure wat dit is. Maar saam met dit het ek warrior en faithful en wat ek gekry het, wat ek ervaar het, Heilige Gees sê is to be bold in faith, so moet nooit skaam wees oor jou geloof nie. Disciplined in hearing God's voice, so maak tyd vir God se woord, want jy gaan hom hoor. En dan wisdom to know when to speak and when to be silent. Veral omdat jy bold in faith gaan wees. So om te weet wanneer moet jy iets sê en wanneer moet jy stil bly en dit op 'n ander manier hanteer. En dan het ek saam met dit Matteus 25 vers 12 ook gekry. Ja. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So ek wil julle net laat weet die water is -6, as dit lyk of dit bietjie by jou hoor. Grappie is net -2. Celine, ek het vir jou 'n woord gekry waar, dis 'n grasperk, maar dis 'n grasperk wat nou net gebrand het. Dit is swart. Maar ek weet jy wel, ons gesien het baie keer as 'n grasperk klaar gebrand het, daar kom ons sulke groen, enkele grasies op. En dis jou lewe. Daar het goed gebeur en dit het swart gebrand. Maar God is nou besig om een vir een groen gras in jou lewe te laat groei. Of dit kom by liefde, genade maak, so hy's besig om daai swart grasperk weer groen te maak. Vol liefde. Maar jy moet vashou en jy moet aanhou daai gras water. Al is dit gebrand, bly dit water, bly dit water. En as jy weer kyk, gaan jy 'n tuin van gras hê vol blomme. En dis die woord wat ek vanaand vir jou het van die Here af. Ek beleef 'n reënboog. So al wat ek altyd aan 'n reënboog hou is die kleure. Soos is altyd iets waarna almal staar, is altyd mooi. Dis altyd soos 'n wonderwerk na die reën. En saam met ek beleef ek God se belofte. So ek ervaar regtig dat jy moet vashou aan God se belofte vir jou. Jy moenie laat gaan nie, want soos die reënboog hou hy altyd sy beloftes. So Celine, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hey, wat is jou naam? Marits. Marits Watkins, as hy. Marits, die woord wat ek vir jou ervaar het, is amper soos 'n tipe van 'n reisiesbaan. Hierdie Hot Wheels reisiesbane. En jy sit in een van daai karre, ek weet nie of jy al daai series kyk, hierdie animation series, dan trek hulle daar weg, maar kyk hulle launch. En die eerste 100 meter lyk dit lekker, en dan kom hy draaie en hy loops, en daar's obstacles. My woord vanaand is vir jou, God sê, al kom daar obstacles, glo in my, want ek is die voertuig wat jou lewe vir jou vat. God is die voertuig deur wie jy lewe. En die obstacles gaan kom, maar as jy saam met God hierdie pad ry, as jy saam met God hierdie pad gaan in daai kar, wat die voertuig is, gaan daai obstacles niks in die lewe beteken nie. Jy gaan bo daai obstacles gaan, jy gaan deur daai obstacles gaan, want sy liefde gaan jy dit daardeur vat. So hy sê vanaand vir jou, bly in die kar sit wat ek vir jou gee, want ek is jou voertuig. Moenie luister na ander voertuie nie, ek is jou voertuig. En die obstacles gaan kom, maar jy gaan die obstacles oorkom. Jy gaan deur hulle gaan. En deur dit gaan jy 'n voorbeeld vir ander mense wees. In God se koninkryk oor hoe om probleme te hanteer, hoe om situasies te hanteer. En mense gaan na jou toe kom en vir raad vra. Sê maar rits, maar Jesus, hoe het jy dit gedoen? En jy gaan net sê met God se liefde. Okay. Ek beleef net dadelik toe jy inloop soos 'n Dawid en Goliat en al klein is soos Dynamite comes in small packages, maar ek beleef regtig hoe soos
baie mense getwyfel het, sy boeties het getwyfel, maar Dawid het nie getwyfel nie. Verstaan, hy het geweet wie die Here is en hy het geweet waar sy krag vandaan kom. So mag jy altyd vashou aan dit en jy sal eendag gerees, omstamp, omgooi, wat ook al, maar hou altyd vas aan dit. So Marits, ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. My vrou met haar lysies. Okay. Hierdie is eintlik nogals mooi, want die eerste ding wat ek beleef het was 'n lightbulb, maar hy was nie aan nie, so hy was in 'n donker vertrek. En toe die lig aangesit word, toe's al die donkerte weg. En die spesifieke woorde wat ek beleef het is, there's no space for darkness when I am around. So, waar ook al die Here is, daar's nie spasie vir donkerte nie, daar's nie spasie vir enige slegte goed nie, daar's net spasie vir lig en goedheid. En ek het net beleef dat, solank as wat jy gefokus bly op hom, sal die lig altyd daar wees. Moenie laat iemand jou lightbulb afsit nie, soos hou hom aan, skyn hom, want daar is nie spasie vir donkerte waar hy is nie. So Shantanique, ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leanne, ek dink, soos jy uitkom, spreek dit wie jy is. Ek dink, jy het 'n vrolikheid aan jou, wat min mense het. Ek dink, as jy in 'n kamer instap, verander die atmosfeer. Maar die woord wat ek vanaand vir jou vaar, wat God vir jou wil kom sê is, hy gaan jou gebruik op ernstige plekke. Daar waar mense nie vir hulle self kan opstaan nie, gaan jy vir hulle opstaan. Jy gaan daar een wees wat geregtigheid soek. Jy is een wat geregtigheid gaan najaag. Mense gaan na jou kom kyk en sê, wat doen ek nou? En jy gaan daai safety net wees vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. So met jou vrolikheid gaan God jou nog steeds gebruik om in situasies in te gaan wat nie almal wil doen nie. So hou vas daaraan en wees gereed, want die Here gaan jou gebruik op amazing plekke. Ek beleef soos 'n carnival, soos basies waar jy soos ry en speel en is soos lekker en dan stop jy raai en sê soos ag nee, maar dan gaan hy weer begin. So ek beleef regtig net toe Vader sê soos kom ons hê van saam mekaar en ek beleef ook saam met dit soos 'n lig om jou en ek ervaar hoe Vader ook sê soos mense gaan onmiddellik die lig in jou sien en dan gaan hulle saam jou wil ry en van hê om die carnival en jy gaan net vreugde in hulle lewe bring. So Leanne, ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Volgende girl. Werk hulle in, is jy die laaste, is jy nog 2 hoor? Annika. Weet jy, Annika, jy het al. Okay. Okay, so die eerste ding wat ek gesien het toe ek jou naam gehoor het was soos daisies en ek het pink en wit beleef. En ek het beleef hoe mense deur jou sagtheid aangeraak gaan word. En pink is represent sagtheid en wit represent reinheid. So ja, ek dink bly alle dink mense sagtheid is 'n slegte ding. Dit is soos die beste ding om te hê want jy bring 'n kalmte en 'n rustigheid oral waar jy gaan. Ja, Annika, ek ervaar baie dieselfde woord, dat ek dink jy bring 'n sagtheid wat min mense het, maar dis nie 'n sagtheid wat mense oorloop nie. Dis 'n sagtheid wat mense veilig voel in jou presence. Dis 'n sagtheid waar mense na jou toe kan kom en met jou gesels. En God wil jou vanaand, kom sê vanaand vir jou, wil jou gebruik met daai sagtheid. Lewe met daai sagtheid. Daar's vriende en vriendinne wat om jou gaan kom en hulle gaan jou beskerm,
wat ook bietjie harder as jy is, want hulle gaan weet die sagtheid is jou gift. En gebruik dit om mense te help. Daar gaan mense baie keer by jou kom huil, want hulle weet jy gaan hulle net vashou met trane en al. So hou vas aan die sagtheid wat jy het, moet dit nooit laat gaan nie. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Haar pa doop my saam met haar. Devan, ek dink nie jy besef wat God met jou lewe wil doen jou. Ek sien jou as hierdie, jy's nog so half onder 'n rots. Jy het dit al gesien as in movies, of wys hulle die rots, as dit net sulke twee oogies. En God sê vanaand vir jou, kom onder daai rots uit, want ek het 'n plan met jou lewe. Die Here het vir jou gifts gegee wat hy wil gebruik. Maar ek kan hulle net gebruik as jy onder daai rots uitklim. Want as jy onder daai rots uitklim, weet jy wat gaan opstaan? 'n reus. 'n reus vir God, 'n soldaat vir God. God wil jou gebruik vir die mense wat verlore is. Jy gaan daai vriend wees wat jou vriende na die Here toe trek. Jy gaan daai vriend wees wat waarheid spreek in vriende se lewens. Al is dit nie altyd lekker om te hoor nie. Die waarheid maak baie keer seer, nê? Maar jy gaan daai vriend wees wanneer dit gaan met lewe doen. So klim onder daai rots uit. Volg God se woord vir jou. Hy is lief vir jou, hy wil jou gebruik. Al is jy nog jonk, wel, dink jy is jonk, of voel jy oud? Voel jy 40? Dis maar snaaks. Hy wil jou gebruik op hierdie ouderdom waar jy nou is. Vertrou op hom, glo in hom, en weet hy gaan elke pad saam met jou stap, maak nie saak wat nie. Alright, klim onder daai rots uit. Dat gaan ook weer snaaks klink, want die afloop toe beleef ek net soos the funny guy. En ek ervaar hoe die Here so snaaksheid ook gaan gebruik, soos jy gaan vreugde bring. En soveel mense se lewens aanraak, want daai enetjie daar agter jou nou, wat hy gepraat het, was ook 'n funny guy. En kyk waar is hy nou, en ek ervaar regtig hoe die Here sê, soos I'm gonna use you. Devan, so ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Funny guy. Yes, kan jy regop staan? Okay, hier is Rochelle en Amorey. Nee, Amorey. Hulle is sissies en ek dink Rochelle, as ek by jou kan begin, jy's 'n ouer sissie. En vroeër vandag toe ek bid en die Here vertrou, toe kry ek net soos, ek weet jy of jy al daai, wat noem jy daai plante, daai groot groen plante wat so groot groei? Dis 'n tipe van 'n palm, maar daai ding, jy weet wat dit is. Imagine hom. Maar ek sien hoe jy, nie net vir familie en vir jou jonger sussie nie, maar vir vriende en vriendinne, jy gaan daai plant wees wat om hulle groei, en hulle vashou en hulle veilig hou, wanneer daar die vyand kom om te steel en slag en verwoes, gaan jy die een wees wat hulle ontferm met liefde, en hulle veilig hou. Jy dink dalk nog nie eens, maar ek's nog nie regtig, ek's nog jonk. Jy's nie jonk, jy's nog nie jong genoeg vir God om jou nie te gebruik nie. God wil jou gebruik, so wees hy plant vir die mense, wees hy beskerming van die mense. Toe jy inkom, toe onmiddellik te dink ek Frozen. En toe ervaar ek net regtig soos Frozen in die sin van sissie liefde en sissie guidance en dat jy altyd daar vir mekaar kan wees. En ewenal is sy jonger en kleiner, kan sy vir jou bid en haar gebed is baie kragtig. En selfs aan die ander kant toe om. So mag jy altyd daai liefde vashou en wanneer die vyand wil kom probeer steel tussen julle en kom steel in julle verhouding, dat julle herinner word aan vandag, soos daai sissie liefde is iets wat nie gebreek kan word nie, en dat julle altyd is julle krag, daar's soveel krag in julle gebed. So ons gaan julle nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Hey, meneer Michael en die hele gesin. Kom staan hier so, mamma en papa. Staan hier so vir my. Ou Wood staan daar so vir my. As hy. Michael, ek ervaar dat jy's 'n stil mens, maar God wil jou geestelik 'n reus maak. God wil jou gebruik om geestelik vir mense in te tree, geestelik vir mense te bid, vir mense woord te gee, oor mense se lewens te profeteer. Hy sit daai gawe in jou vanaand en hy sê vir jou gebruik dit. Jy hoef nie altyd die ou te wees wat die meeste praat nie. Jy kan die ou wat stil wees, maar geestelik is jy besig om 'n reus te wees vir God. En ek ervaar hoe God vanaand vir jou sê, hy wil jou oprig geestelik. En hy wil hy pad saam met jou stap en hy wil jou groei en hy wil jou gebruik om mense se lewens te verander. Jy gaan mense se lewens verander deur die woord wat jy gaan gee, deur die profeseë wat jy oor mense se lewens gaan uitspreek. En dis alles wat God vir jou gaan gee om te. Right. So hou vas in dit wat ek vanaand vir jou sê. Dis die Here wat vanaand vir jou hierdie goed sê. Ek beloof net die woord soos brei, heeltyd brei, en toe dink ek aan die fliek brei, wat die boeties so besig is in hulle hardloop so en goedjies. Maar saam met dit het ek ervaar dat, die liewe Vader sê, soos wees altyd brave, verstaan, ek het vir jou die krag gegee, ek het vir jou die tools gegee, en jy kan altyd na my toe kom en weet, ek sal jou beskerm, ek sal jou veilig hou, en ek sal vir jou die wysheid gee. So jou ma en jou pa en jou boetie gaan jy doop, en hulle gaan jy doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie julle, ons het aan die einde van ons diens gekom. Dankie dat julle saam met ons hierdie amazing oomblikke beleef het. Sterkte met julle week, sterkte met julle eksamens, en ons sien julle almal Sondag wat kom op Oos Mootsevelde vir Kerels in die Moot. Ons is lief vir julle, totsiens.